Ons is besig met die reeks geopende heerlikheid. En die eerste week het Bjorn gesê dat in die Ou Testament was God se heerlikheid nie vir almal nie. Party mense was ingelaat in sekere dele en dan het hulle God se heerlikheid beleef, maar dankie vir my en jou het Jesus gekom en gesterf en opgestaan sodat God se heerlikheid nou vir almal is en ons almal dit kan ervaar. Die tweede week het hy gesê ons kan wel ons harte verhard en die Here sê ek wil jou 'n nuwe hart gee, 'n ontvanklike hart, 'n sagte hart van liefde. Sodat jy daardie heerlikheid kan beleef en ons moet waak daarteen om nie ons harte te verhard nie. En verlede week het ons gepraat dat partykeer kan ons soos die wêreld raak en dan kan dit gebeur dat ons hoogmoedig raak of ons waarde ag aan dinge en dan ervaar ons nie God se heerlikheid soos hy dit vir ons beplan het nie. So in nederigheid kan ons aanbid. Hierdie ding wil nou nie vanoggend saam werk nie. Vanoggend wil ek sê dat wanneer ons hierdie heerlikheid van God beleef, dan kan ons dit nie net vir onsself hou nie. Dan kan ons dit nie net beleef en dit nie ook met ander deel nie. En daarom is my vraag vanoggend, of eintlik my tema vir vanoggend, hoeveel saad het jy in die grond? En dis vanoggend 'n saaidiens en is wonderlik om te sien dat mense gekom het en gesê het, ek kan vandag fisies Jesus se hande hier wees. Ek kan deel wat ek het, die oorvloed wat ek het, die oorvloed waarmee hy my geseën het, kan ek kom deel hier met ander. En ek glo met my hele hart dat elke pakkie wat uit ons koskas gaan, is die antwoord op iemand se gebed. En die Here gebruik ons daar om mense te seën. En ons is verskriklik dankbaar vir elke een wat vanoggend bygedra het. Maar wanneer ek vanoggend die vraag vra, hoeveel saad het jy in die grond, dan praat ek nie oor fisiese dinge nie. Dan praat ek oor mense en oor siele en oor die woord van God. Hoeveel van dit deel jy uit? Want ek glo ons het almal genoeg om uit te deel. My boodskap vanoggend is nie vir die gewone ou op straat wat dalk een keer 'n jaar in die kerk kom nie. My boodskap vanoggend is nie vir iemand wat nog nie vir Jesus ken nie. My boodskap vanoggend is vir ons wat hier sit Sondag na Sondag en ontvang. Maar nie so gretig uitdeel nie. So dalk is 'n beter vraag, hoeveel saad is daar nog in jou skure oor? Wat jy nog nie uitgedeel het nie. Want ons is geseën met 'n gemeente met aktiewe lede. Jy is hier, jy hoor die woord, jy ontvang dit, jy woon die bidure by, jy is hier op 'n Woensdagoggend, jy is hier op 'n Vrydagoggend. Jy lees jou Bybel, jy het 'n goeie verhouding met God en dan sien ek hierdie prentjie in my oog waar dit is vir my asof elke keer as ons van hierdie dinge doen, asof God 'n handvol saad vir jou gee. Hier is my woord vir oggend, hier is my beloftes vir jou vir oggend, hier is my blessings vir jou vir oggend. Maar baie keer kom ons en ons ontvang net. Ons kry hierdie saad, dankie Here vir nog 'n blessing, dankie Here vir nog 'n goeie woord, dankie Here vir nog 'n belofte. Ons ontvang soveel, ons hande raak te klein, ons bære dit nou al in ons skure. Maar hoeveel van daai saad is in die grond? Want ek glo as ons dit ontvang van die Here, dan moet ons van dit in ons eie lewe plant en dit sal groei en dit sal vrug dra en daai vrug kan weer nuwe saad voorbring. Maar ek glo ook die Here gee vir ons genoeg om uit te deel. Genoeg om uit te deel. En ek kry hierdie prentjie van die Here af en ek wil dit vanoggend met jou deel. Ek is nie 'n groot ChatGPT'er nie, maar ek was baie dankbaar die week vir ChatGPT dat ek vir hom kon sê presies wat die prentjie is wat die Here my gee en dat ek dit vanoggend vir jou kan wys. Wat as ons
in die hemel kom en ons lyk soos hierdie foto. Here, ek het gereeld my Bybel gelees, ek was elke Sondag hier, ek het ontvang, my ore was oop, ek het dit ingedrink, ek het u hande vol saad van u ontvang, Here. Maar ek het dit maar eerder in my skuur gebeere. Ag Here, ek het nie tyd gehad om ander mense van u te vertel nie. Ek het nie tyd gehad om oor u goedheid en u guns te getuig nie. Ag Here, ek is maar 'n skaam mens. Dis u wat my so gemaak het, so dalk is dit eintlik u skuld dat ek niks daarvan uitgedeel het nie. Here, ek het so hard gewerk, ek het tyd gemaak elke oggend om te ontvang. Maar Here, ek het so hard gewerk, ek het nie tyd gehad om van dit uit te deel nie. Van dit te saai nie. Wat as ek en jy met skure vol saad in die hemel gaan aankom? En dit laat my dink dat daar twee terme is in die Bybel, die groot gebod en die groot opdrag. In Engels praat hulle van the Great Commission and the Great Commandment. The Great Commandment, die groot gebod, lees ons in Matteus 22, ons ken dit almal so goed, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Ek glo die Here verwag van ons om ons skure vol te maak, om 'n verhouding met hom te hê, om te kom op 'n Sondag en te kom ontvang dit wat hy met jou wil deel. Ek glo dit is die groot gebod, dat ons hom sal lief hê en hierdie saad van hom sal ontvang. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jesus sê dit is die groot gebod, want ek glo dis waar sy fokus wou lê. Jy moet God lief hê en jy moet God se mense lief hê. En dit is die groot gebod. Maar in Matteus net 6 hoofstukke verder kom die groot opdrag. En in daai 6 hoofstukke gebeur daar baie goed. Jesus word gekruisig, hy vertel nog 'n klomp gelykenisse, daar's profeseë wat uitgaan en vervulling van profeseë. Hy word gekruisig, hy sterf, hy staan op die 3de dag op. En nie aan die einde van Matteus 6 hoofstukke later sien ons hierdie opdrag. En Jesus gee hierdie opdrag aan sy disippels. En dis 'n belangrike taak. En dit het my so laat dink, toe ek 'n onderwyser was, as jy iemand moet stuur met 'n briefie, dan moet jy mooi kies wie jy stuur. Want partykeer kom die boodskap bietjie vreemd op die verkeerde plek uit. As jy sommer gou-gou net 'n papier van hierdie klas na daai klas wil stuur, dan vat jy sommer die eerste kind wat jy kan kry. Maar as dit nou 'n belangrike dokument is, wat by 'n spesifieke plek moet uitkom, dan kyk jy nou nogal in die klas, wie lyk die wakkerste? En wie kan met hierdie boodskap gaan en jy weet hy gaan daar uitkom. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het jou wakker genoeg geag om hierdie belangrike opdrag in jou hand te sit. Jesus gee hierdie opdrag en dis nie net vir party nie. Dit sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Wat is 'n disipel? 'n volgeling van Jesus. Gaan dan na al die nasies toe. En iemand sê verlede week, sy sit hier, sê verlede week, sy het vir die Here gesê, Here, maar dis baie geld om na al die nasies toe te gaan. En die Here wys vir haar, jy bly in Oudtshoorn, hier's baie toeriste, ek stuur sommer die nasies na jou toe. So ons het regtig geen verskoning nie. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is my en jou opdrag.
Dit is die belangrike werk waarmee Jesus ons toevertrou. En dan kan ek nie help as ek die laaste sin lees, die laaste sin van Matteus, om te dink, die Here het geweet, ons gaan dalk baie verskonings hê. Want hoor waarmee hy sluit hy af. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jy hoef nie dit alleen te doen nie. Hy gaan vir jou die geleenthede gee. Hy gaan vir jou die boldness gee. Hy gaan vir jou genoeg saad gee om uit te deel. Ek is by jou. Jy is nie alleen in hierdie opdrag nie. Ek het julle nie net verlaat nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees, sodat hy julle kan lei om hierdie belangrike werk te doen. En ek glo met my hele hart, dit is waarvoor ons hier is. Om God se naam te verheerlik en om vir mense van Jesus te vertel. Ek glo dit is ons doel. As jy nou al lank al sê, Here, wat maak ek nou eintlik hier? Wat is my doel? Hoekom het U my geskape? Dit is elke een van ons se opdrag. Gaan en gaan vertel. Gaan en gaan maak die koninkryk groter. Gaan maak disippels, volgelinge van Jesus. Om alles wat ek elke week hier te ontvang, te kan uitdeel. Wanneer dit goed gaan, dan kan ek praat oor die Here se goedheid en guns in my lewe. Maar ook wanneer dit swaar gaan, kan ek hoop bring en vir mense sê, ek weet my omstandighede lyk nou swaar, maar die Here bly goed. Die Here het my nog nooit teleurgestel nie. Die Here is 'n God van wonders, te midde van my seer. God bly God. Al genees God nie, hy bly God. Al kom die vyand en steel by my familie of by my kinders, God bly God. Dis my en jou werk om mense daarvan te vertel. En ek praat weer eens nie van fisiese saad nie. Want as ons na hierdie luister, dan is die fisiese eintlik die maklike deel. Om te gaan vertel en te gaan getuig en mense, 'n pad met mense te stap. As ek my vers lees, dan is die woord wat by my opkom, verhouding. Daar is niks, asseblief hoor my mooi vanoggend, daar is niks fout met preke aanstuur op WhatsApp nie. Maar ek kan nie net preke aanstuur en hoop die wat dit hoor, gaan oukei wees nie. Hierdie skrif sê, ons moet disippels maak. Ons moet 'n pad saam met hierdie mense stap. Ons moet sê, ek sien jy het jou hart vir die Here gegee, dis amazing. Maar kom ek stap hierdie pad saam met jou. Kom ek wys jou, kom ek leer jou. Die skrif sê, doop hulle in die naam van Jesus. Wanneer laas het jy vir iemand vertel van jou doopgeleentheid? Sodat hulle ook kan sê, maar ek wil gedoop word. Oor 'n maand het ons hier 'n doopgeleentheid op Opstanding Sondag. Ek wil jou uitdaag om vir die volgende maand bietjie met mense te gesels. Ek weet jy het jou hart vir die Here gegee, maar is jy al gedoop? En 'n pad saam met hulle te stap vir hierdie maand en daardie oggend op Opstanding Sondag, as jy vir die volgende maand iemand werk het om volg deur die doopwater, wil ek jou uitnooi om reg hier voor die doopbad te kom staan. En te sê, Jesus, dankie dat ek hierdie opdrag kon uitvoer. Dankie dat ek kon sien hoe iemand oorgee aan God en hulle laat doop. Want dit is wat die woord sê. Ek en Bjorn het die voorreg gehad om 'n konferensie by wat Dr. Henry Weideman aangebied het. Hy is die president van die OGS, hy is ook die president van OGS Internasionaal. Maar hy is 'n presiderende pastoor van 'n gemeente. En hy het daar by daai konferensie gesê, sy enigste missie op 'n Sondagoggend is om vir die mense wat voor hom sit, gereedskap te gee van hoe om 'n beter volgeling van Jesus te wees. Hoe om hierdie opdrag wat aan ons gegee is, beter te doen. Ons kan baie teachings hou oor die geskiedenis en hoe al die dinge gewerk het en
wat die wet gesê het, maar as jy nie iets in jou hand het wanneer jy hier uitstap, om 'n beter volgeling te wees van Jesus, en volgelinge te maak van Jesus, dan het ons nie geslaag vir hierdie Sondag nie. Jy moet uitstap met hande vol saad en sê, dankie Here, ek kan van dit plant in my eie lewe, maar ek kan gaan uitdeel, want my skure is vol. En nou glo ek, jy kan sê, Corine, ek ken nie nou mense by my werk nie. Hulle luister nie. Ek het al moed opgegee. Of ek vertel al my hele lewe lank vir my kinders wat hulle moet doen, maar hulle luister regtig nie. En die Here herinner my aan die gelykenis van die saaier, Lukas 8. 'n Saaier het uitgegaan om saad te saai, met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in 'n goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Die gelykenis begin deur te sê, 'n saaier het uitgegaan om saad te saai. Nie 'n saaier het uitgegaan en die grond getoets en gekyk of gaan dit dalk kan vrugbaar wees en toe besluit om maar eerder nie te saai nie. My en jou opdrag is om saad te saai. Die Here sal mense aanstel om die grond voor te berei. Die Here self sal reën stuur oor die saad wat jy gesaai het. As ek en jy die hele tyd gaan wonder of die grond reg is om die saad te ontvang, gaan ons nooit saad uitdeel nie. En Jesus kom en hy verduidelik dit vir hulle. Hy sê, die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietige van die lewe word dit gaandeweg verstik. En dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Ek wil jou vanoggend waarsku. Wanneer jy saai, woord in mense se lewe insaai, gaan jy daai 4 tipe mense teekom. Jy gaan partykeer voel, ek deel uit en julle hoor net nie, of julle wil nie hoor nie, of wat help dit tog? Maar ek wil jou aanmoedig vanoggend om aan te hou vir daardie saad wat op goeie grond val. Dit wil vir my voorkom of nie my verantwoordelikheid is om te worry hoe die grond lyk nie. Ons is vinnig om te sê, dis die pastoor se werk om vir mense te vertel en disippels te maak. Maar ek glo daai groot opdrag sê, dis ons almal se werk om die saad te saai. Dis dalk die pastoor se werk om die grond voor te berei. Of wanneer iemand hier inkom sê, ek het iets gehoor van die Here, kan jy my net verder vertel? Dan is dit ons werk om dit nat te gooi. Maar dis jou werk om die saad te saai. Maak leeg jou skure en kry die saad in die grond. Wanneer jy niks plant nie, kan niks opkom nie. Jy kan die duurste saad in 'n sakkie in jou skure. Dit gaan niks vrug gee nie. En ongelukkig as ons kyk na die vrug, leef ons in 'n wêreld van beloning. Wie se beursies lyk soos myne? As jy by Checkers kom, moet jy nou Klikskaart, Checkerskaart, Plasmore. Watter een wil julle hê vandag? Want ons wil net so graag 'n reward hê, né? Oral is daar reward systems. Beyond Draft net laat ons kan gaan verniet koffie drink. As jy ver genoeg hardloop, kan jy 'n koffietjie verniet kry, né? Dis hoe die lewe geraak het.
veral as daar 'n beloning. Maar ongelukkig werk dit nie so met die dinge van die Here nie. Ek kan nie sê, hier het nou niks opgekom vandag, nadat ek alles vir jou vertel het van die Here, dra jy nou nog steeds geen vrug, ek ruk nou sommer die plant uit nie. Ek het gaan lees en dit sê, as jy 'n saadjie saai vir 'n radys, kan jy 20 tot 30 dae daarna al 'n radys pluk en hom eet. En vir party mense werk dit so, jy gaan iewers kom, jy gaan mense vertel van die Here en hulle gaan dit onmiddellik vat. Hulle gaan tot bekering kom en hulle gaan aan die brand wees vir die Here. En dis goed en dis wonderlik. Maar 'n avokado peer vat 7 tot 15 jaar voor hy begin vrug dra. Wie hou van avos? Sou dit erg wees dat as na 2 jaar as niks vrug opkom nie, hulle al die bome uitgeruk het? Dan het jy nooit eers geweet hoe lekker is 'n avo nie. Ons kan nie dit doen met mense nie. Ons kan nie sê, ek het jou alles geleer wat jy moet weet en jy het nie geluister nie. Kap hierdie boom af. Die Here sal die vrug laat dra op die regte tyd. Ek kan nie ophou saai net omdat ek nie vrug sien nie. Ek kan nie ophou saai net omdat ek nog nie vrug sien nie. En ek lees hierdie aanhaling die week en ek wil dit vir jou gee. Anyone can count the seeds in an apple, but only God can count the apples in a seed. Enige iemand weet hoeveel saad is daar in 'n appel as jy hom oopsny en dit tel. Maar net God weet, daai saadjie wat jy plant in iemand se lewe, hoeveel lewens nog daardeur geraak gaan word. Hoeveel gesinne nog daardeur tot bekering sal kom. Dis nie my en jou werk om te worry oor hoeveel appels jy gesaai het nie. Hou net aan saai. Markus weergawe van daardie gelykenis sê, dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, partykeer 30, partykeer 60 en partykeer 100voudig. Hou aan saai vir daai mense. Hou aan saai vir daardie oes wat gaan inkom. En ek wil afsluit met die volgende skrif en ek wil hê jy moet daai prentjie van die begin in jou gedagtes hou. Skure vol saad. Maar ek wil hê ons moet soos Paulus kan sê in Handelinge 20, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. En as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak, dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dis jou doel op aarde. Dis jou doel op aarde. Ek glo gemeentelede van Klein Karoo gemeente het 'n verhouding met die Here, so jou skure is vol. Maar mag ons eendag in die hemel kom en sê, Here, ek het niks om uit te deel nie. Ryan, jy kan gou vir ons 'n ander foto wys, ek weet ons nog 'n skrif voor hom, maar mag ons so daar aankom. Leeg. Nie omdat ons niks ontvang het nie, maar omdat ons die hele tyd net uitgedeel het. Ek dink daai ouetjie wat sy sakke so uitdop, is die universal sign vir ek het nie nou geld aan my nie, nee. Sorry, ek het niks. Ek het hierdie begeerte dat ons by die hemel kan kom en sê, Here, ek het niks, want ek het net uitgedeel. Ek het gedoen wat U van my verwag het. Ek het gesaai waar ek kom en ek wil jou verseker vandag, dis nie net deur jou woorde wat jy saai nie. Partykeer sien mense net wat jy doen, hoe jy ander hanteer en daardeur leer hulle Jesus ken. Daardeur plant jy iets by hulle oor wat dit is om 'n volgeling van Jesus te wees. Die Engelse vertaling NIV van daardie skrif sê, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. My only aim is to finish the race
and complete the task the Lord Jesus has given me. My enigste doel is om in die hemel te kom met 'n leeskuur. En te sê dankie Here vir elke handvol saad wat U vir my gegee het. Maar dankie dat ek dit alles kon uitdeel. Ek lees weer hierdie skrif in die week en dit sê, moenie vir julle skatte op orde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En my hele lewe lank het ek gedink, dit praat net van fisiese dinge. Maar vanoggend besef ek, moenie jou saad bære in 'n skuur nie, waar muise dit kan kom opvreet nie. Hardloop hemel toe met 'n leeskuur, waar geen diewe dit kan kom steel nie. Deel uit so ver jy gaan. Kry die saad in die grond. Kom ons bid saam. Here, soveel kere wonder ons wat dit is wat U vir ons beplan, wat dit is wat U wil hê ons moet doen. Here, dankie vir die duidelike opdrag vanoggend. Dankie dat U ons waardig ag om hierdie belangrike opdrag te gaan uitvoer. Here, want ons weet dis vir elkeen bedoel. Here, dis goed om in die huis te wees, dis goed om hier te wees en te hoor, en dankie dat U ons ore oopmaak, ons harte ontvanklik maak. Maar Here, my gebed is vanoggend, dat ons net so vinnig soos wat ons dit kry, sal plant in ons hart, en sal begin uitdeel. Uitdeel omdat U vir ons oorvloedig gee. Dankie Here vir die voorreg om deel van 'n gemeente te wees, wat ook besef, dat ons aan ander ons fisiese kan uitdeel. Dankie vir 'n voorportaal wat vol is, sodat ons vol koskaste kan hê, sodat ons kan help waar U ons nodig het, waar ons kan verligting bring, waar ons 'n antwoord op iemand se gebed kan wees. Here, ek bid vanoggend, dat Oudtshoorn se grond te klein sal wees vir ons. Here, ek bid dat as hierdie mense hier uitstap vanoggend, hulle nie net ontvang het nie, maar sal begin uitdeel. Begin skure leegmaak. Here, ons weet U is 'n God wat vooruitgaan. Ons weet U is 'n God wat reeds die grond voorberei het. Ons weet dat daardie saad wat ons saai, nie net op die klipbanke sal val nie. Here, en gee ons dan die geleentheid om ook saad wat hierdie gemeente gesaai het, nat te gooi. Ons verwelkom die mense in, net soos wat ons vanoggend welkom was aan die tafel. Here, verwelkom ons hulle in. Ons verwelkom hulle in hierdie doopbad. As hulle gehoor het van U, as hulle bekeer het tot U, Here, bid ons dat hulle 'n dringendheid in hulle hart sal hê om ook gedoop te word. 'n Verklaring te maak en te sê, die Here was vir my goed. Ek wil hom uit gehoorsaamheid volg deur hierdie doopwater. Dankie Heer vir U guns oor Klein Karoo gemeente. Ek bid dat elke saad wat vanoggend ontvang is, hierdie week gesaai sal word, sodat ons nie bymekaar maak hier op aarde nie, maar in die hemel word dit saak maak. Dankie Here, U is 'n goeie God. Amen.